Môre aan almal weer eens. Môre aan die kykers en weet jy, geseënde Kersfees vir een en elkeen van julle. En hierdie is werklik 'n goeie tyd waarin ons is. Ek glo ons almal weet waaroor Kersfees gaan en dis seker die grootste geskenk wat God ooit vir ons kon gegee het. En dis om sy seun aarde toe te stuur. En ons weet almal dat God geweet het watter lewe Jesus op aarde gaan hê en wat op die ou end met hom gaan gebeur. Maar hy het nog steeds gesê, weet jy wat, ek is so lief vir hierdie mense op hierdie aarde. Ek gaan my seun stuur as verlosser. Maar ook om ons te wys en te lei hoe om as 'n Christen te leef. En dan op die ou end vir ons sondes aan 'n kruis te sterf. Maar baie keer deur hierdie tyd dan hoor 'n mens die woorde vrede op aarde. Vrede. Nou, ek weet ek het al gepraat oor vrede, maar dis daai rustigheid wat jy het in jou binneste. Daai happiness wat jy het, daai saligheid as ek dit so kan stel, wat jy binne jouself het. En dit is waaroor Kersfees moet gaan, is om werklik net rustig te raak en net God en vir wat hy gedoen het vir ons en Jesus te herdenk. Maar voordat ons begin, wil ek vir julle 'n liedjie speel. Die liedjie se naam is I Heard the Bells on Christmas Day. Nou hierdie het eers begin as 'n gedig wat geskryf was deur Henry W. Longfellow. Nou, ek sal bietjie meer vertel oor die gedig soos ons aangaan, maar dit vertel sy storie, hoe hy Kersfees ervaar het. Dankie. Kan hom maar lekker hard sit vir ons. I heard the bells on Christmas Day. Their old familiar carols play. And mild and sweet their songs repeat, of peace on earth, goodwill to men. And the bells are ringing. In my heart I hear it, like a choir singing. Peace on earth, goodwill to men. And in despair I bow my head. There is no peace on earth, I said. For hate is strong and mocks the song of peace on earth, goodwill to men. But the bells are ringing.
Was the child a chance to fly? Of peace on earth could will to men. For the memory like a choir singing, and our hearts will hear it. Peace on earth, goodwill to men. Do you hear the bells that ring? They're like the angels singing. Open up your heart and give it. Peace on earth, goodwill to Nou ja, daai vertel die storie van, kan ek sê, hoe 'n mens moet Kersfees sien. As jy vir ons die eerste slide opsit. Daar was die eerste vers. I heard the bells on Christmas Day. Their old familiar carols play, and mild and sweet their songs repeat, of peace on earth, goodwill to man. En daardie woorde lees 'n mens in Lukas 2, vers 13 en vers 14. Kan die volgende slide vir ons opsit. Skielik het daar 'n groot skare engele uit die hemel by die engel aangesluit. Daar in die oop veld het 'n koor van hemelse stemme God geprys. Eer aan God, eer aan hom in die hoogste hemel, en vrede vir almal hier op aarde. Vrede vir almal oor wie God nou fees vier. So die eerste mense by wie die engele die goeie nuus gebring het, was die herders gewees, wat oor hulle skape gewaak het. En vir hulle was toe gesê ook, ja, laat daar gaan 'n seun gebore word. En hulle moet na die ster toe gaan. Hulle sal hom daar vind. Maar die beste wat hulle daar sê is, ja, eer aan God, eer aan hom wat in die hoogste hemel bly, en vrede vir almal hier op aarde, vrede vir almal oor wie God nou fees vier. En weet jy wat, hy fees vier oor een en elkeen van ons hier vandag. Elkeen van ons. God jubel en juig oor ons hierso op aarde. Ja, partykeer maak ons om seer. Ons is mens, ons is valbaar. Maar oor die algemeen kan jy weet, God is lief vir jou. En hy jubel en juig daar in die hemel. En elke keer as 'n nuwe persoon na hom toe gaan, kan ek sommer sien hoe die engele en God dans en juig oor hierdie nuwe persoon wat sy hart aan hom gegee het. Daai verlore skaap wat teruggekom het. So vandag dink ek daar's nogal nie 'n groter okasie om te vier nie. Is die geboorte van Jesus vir ons. Maar net so aan die ander kant was dit nie 'n goeie tyd gewees vir van die paas en maas wat in Bethlehem geleef het nie. Want ons lees in Matteus 2 vers 16 tot 18, ek kan vir ons opsit.
Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak. Ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Toe is die woord vervul wat deur die profeet Jeremia gesê het. 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Nou, net soos wat ons lees daarvan, die ma's en die pa's, spesifiek Rachel wat die mense in die woord van lees, is daar mense ook wat 'n mens aan dink in hierdie Kersgety. Ek dink almal van ons, of meeste van ons, het hierdie jaar 'n stoel wat dalk gaan leeg staan. Wat dit nie lekker maak vir 'n mens nie. En dan wonder 'n mens, vrede, hoe kan ek vrede hê? Hierdie persoon is nie meer met ons nie. En dit hoef nie net noodwendig dood te wees nie. Afskeid, enige verwydering, kan 'n mens beroof van jou vrede. En dan wonder jy vir jouself, maar hoekom moet ek hierdie feesgety, moet ek dit vier? Wat maak dit so bly? Hierdie persoon is nie eers meer hier nie. Hoekom moes God daardie persoon gevat het? En net soos die mense hier in Bethlehem ook. Ek glo elke jaar wat die Kersgety, Jesus se geboorte gevier was, het hulle herdenk. Daardie seuns wat hulle verloor het op daai tyd. Wat nie maklik is nie. Want op daai tyd kon hulle nie verstaan, hoekom moes hulle kind weggeneem gewees het nie. Want onthou nie almal het geweet van die koms van Jesus nie. Ons is bevoorreg, ons weet presies stap vir stap wat gebeur en wat gaan gebeur. Maar op daardie stadium het hulle net gesien, hier kom manne in hulle huis en hulle verstaan nie hoekom nie, gryp die kind en die kind is nie meer daar nie. En hoe verduidelik 'n mens dit? Dit is nogal 'n moeilike ding om te verduidelik. Nou om aan te sluit by die gedig wat ek nogal gekies het, is die digter het dit geskryf in die tyd toe hy sy vrou en sy kinders verloor het in 'n brand tydens 'n oorlog. Brand het uitgebreek in hulle huis en hy kon hulle nie betyds red nie. Toe verloor hy sy hele familie en dit is waar hy toe gekom het met hierdie spesifieke gedig. As jy vir ons die tweede deel opsit. And in despair, I bowed my head. There is no peace on earth, I said, for hate is strong and mocks the song of peace on earth, goodwill to man. Daar's ongelukkig mense daar buite, omstandighede daar buite, wat veroorsaak dat ons vrede verloor. Dat ons voel, daar's nie vrede nie. Ja, die liedjie sê vrede op aarde, vrede, ja, maar waar, hoekom? Hoekom moet ek vrede hê? Hoekom moes gebeur het met my wat gebeur het? Maar as 'n mens so 'n bietjie vooruitkyk, ons kan vooruitkyk, 33 jaar later, hierdie rede eintlik plaasgevind. Hoekom daardie kind moes gespaar gewees het daardie nag? Want 33 jaar later moes daardie kind op 'n kruis vir ons sondes gesterf het. Wat hy nie sou kon doen as hy daardie aand ook moes weggeneem gewees het nie. So baie keer as dinge in jou lewe gebeur, dan verstaan 'n mens dit nie. Dit vat baie keer maande, dit vat baie keer jare. Ek meen, hierdie mense moes 33 jaar wag voordat hulle werklik agterkom, weet jy wat?
Dit is hoekom die Jesuskind gespaar moes gewees het vir ons. En dit maak dit nie nog steeds nie maklik nie. Regtig. Ek sê nie dit is maklik om afskeid te neem van mense nie. Dit bly altyd moeilik. En die Here weet dit, soos wat ons lees in Psalms 34. Maar oor gaan. Die Here is naby mense wat hartseer is. Hy gee mense wat moedeloos is weer nuwe moed. So daar lees 'n mens, dat weet jy wat, God is naby aan sy mense wat hartseer is. So as hierdie tyd miskien vir jou nie 'n maklike tyd is nie, gee ek hierdie vers vir jou. Psalms 34 vers 9 en 10. God is naby jou. En onthou altyd, hy's daar vir jou en hy wil vir jou nuwe moed gee. Hierdie deel van die gedig is nou nie daar nie, maar wat dit sê is the world revolved from night to day. Daar kom hoop. Daar kom nuwe hoop. Daar kom nuwe vrede in jou lewe. Moet net nooit bly in daai put nie. Laat God jou uithelp. Die volgende deel wat ek wil lees is, then rang the bells more loud and deep. Dit is tog hoe dit in daai tyd voel. Dit voel of daardie klokke dan harder begin lui, met 'n erns begin lui. En dan sê die digter, God is not dead, nor doth he sleep, nor does he sleep, in moderne Engels. The wrong shall fail, the right prevail, with peace on earth, goodwill to man. God slaap nie. Hy sien alles wat gebeur in 'n mens se lewe. Elke ding wat in jou lewe gebeur, weet hy van. Al verstaan 'n mens nie altyd, hoekom staan hy terug op daardie oomblik nie. Slaap hy nie. En as 'n mens kyk vir die lewe van Herodes, hy was 'n verskriklike man gewees. Hy het 40 jaar tot op daai tyd het hy geheers as koning oor Israel. En toe hy hoor, hier is 'n nuwe koning op pad, dadelik, toe begin hy te vrees en hy sê, dit kan nie wees nie. Daar kan nie 2 konings wees nie. Ek is die koning hierso. Daardie persoon moet doodgemaak word. En hy stuur eers die wyse manne as spioene. Ek weet nie hoe baie van julle weet dit nie. Hulle was eintlik deur Herodes gestuur om te gaan kyk, waar is hierdie kind gebore gewees? En vir hom geskenke te vat, sodat Herodes kan hulde bring aan hom. Nie regtig nie, hy wil net gaan kyk het, waar is hierdie koning? Maar die wyse manne het toe teen hom gedraai en werklik eer gegee aan God. Werklik eer getoon aan Jesus. En by sy krib net neergeval en hom geprys. En dis toe Herodes kwaad raak en sê, weet jy wat, nou vat ek dinge in my eie hande. Maar die deel wat wys, dat God slaap nie. Daar's 'n geskiedkundige, Josephus Flavius, nou ek weet nie of ek hom reg uitspreek nie, maar hy was 'n groot geskiedkundige wat spesifiek gekyk het oor Bybelse gebeurtenisse. Nou, hy het opgeteken dat binne 'n kort tyd, nadat hy sy soldate gestuur het om die kinders dood te maak. Hulle sê nou nie hoe lang, hoe kort tyd nie, dit kan nie vas bepaal word nie, maar het hy met 'n baie ernstige siekte, eintlik 'n baie lelike siekte, ek gaan dit nie eens beskryf nie, het hy opgekom. En daai siekte het sy lewe geneem. En baie mense sê eintlik, weet jy wat, ja, dit was divine intervention, goddelike ingryping.
vir wat hy wou gedoen het. So weer eens, ons hoef nie wraak te neem nie, soos wat ek gesê het laaste keer. Los dit aan God. Hy slaap nie, hy sien hierdie dinge, en geen onreg sal onbetaald wegkom van hom af nie. Dis nie altyd nou verskriklik moord en doodslag soos ek nou praat nie, baie keer werk hy net met die mense se harte, maak hulle 'n beter mens, maar weet jy wat, daai skuldgevoel wat daardie persoon dan voel, is meer as genoeg, is eintlik beter as die wraak as wat jy sou geneem het, want dit kan mense verander, maar waarop ek wil afkom is, laat weet jy wat, God slaap nie, hy sien alles raak wat gebeur. Ons lees in Psalms 34 vers 20, al tref duisende rampe, mense wat die Here liefhet, sal hulle nooit alleen los nie. Uit elke krisis sal hy hulle red. Ek lees dit weer vir julle, laat dit insink. Al tref duisende rampe. God het geweet, dit gaan nie maklik wees nie. God het geweet, sodra jy Christen word, plaas jy eintlik 'n bullseye op jou rug. Want dan gaan die vyand eers vir jou gaan. En dan sê hy die mense wat die Here liefhet. Solank as wat jy die Here liefhet, sal hy daar wees vir jou. Hy sal hulle nooit alleen los nie. Nie net meestal alleen los nie. Nooit alleen los nie. Ten alle tye sal hy daar wees vir jou. Ten alle tye sal hy jou help. Uit elke krisis sal hy hulle red. Soos ons sê, die mamas en papas van Bethlehem daai tyd. Hulle het nie verstaan hoekom gebeur het wat gebeur het nie, maar op die ou en 33 jaar later was hulle gered deur die verlosser wat aan die kruis vir ons gesterf het. Maar dit sou nie kon gebeur het as hy nie gebore was daardie aand nie. Dan die laaste deel van daai gedig. Do you hear the bells? They're ringing. So ek vra vir jou en een en elkeen van julle, hoor julle die klokke lui? Hoor julle God se stem? Luister wat hy vir julle wil sê. Moenie laat swaar kry, moenie laat los julle verdoof vir God se stem nie. Hoor sy klokke wat lui in jou hart vandag, in jou siel vandag. Hy het 'n boodskap vir een en elkeen van julle vandag. Luister net daarna. The light, the angels singing, peace on earth. Die engele sing tot vandag daai selfde woorde wat ons in Lukas gelees het. Vrede op aarde, ere aan God. Want God is goed, ten spyte van wat gebeur in jou lewe. God bly goed. En hy wil hê, jy moet vrede hê in jou lewe. Dis een van die grootste wense wat hy het vir jou, is om sy vrede, sy saligheid, sy rustigheid in jou te hê, veral in hierdie tyd wat ons vandag vier. Open up your heart and hear them. Hierdie is nie klokke wat jy kan hoor met jou ore nie. Jy hoor dit met jou hart. Open your heart. Want wat baie keer gebeur as 'n mens deur trauma gaan, jou hart klap toe. Mens raak koud, mens isoleer jouself. En God wil dit nie hê nie. Open your heart and hear them. Hoor God. En weet jy wat, wees daar vir mekaar ook. Moenie laat die vyand wen deur wat hy gedoen het in jou lewe nie. Moenie. Gee God die eer. Hê vrede in jou hart, ten spyte van enige iets wat aangaan. Dan die laaste deel weer net, peace on earth, goodwill to men.
Want weer eens, dis wat God wil hê vir ons lewe. Hy wil hê ons moet vrede hê. Hy wil hê, weet jy wat, ons moet glimlag, ons moet lag, ons moet feesvier in hierdie tyd wat ons is. Al staan hy stoel dalk leeg, weet jy wat, ons koning is, was en sal altyd goed wees. Hy sal altyd daar wees vir ons. Hy sal altyd naby wees aan die wat hartseer is. Hy sal ons nooit alleen los nie. En weet jy wat, dit is al klaar rede genoeg om te sê, weet jy, dankie Here, dankie. Ek is nie alleen nie, U is met my, U is inteendeel nader aan my, want U weet wat in my binneste aangaan. U is by my. So, weet jy, ek gaan afsluit deur net te sê, weet jy, in hierdie tyd, spandeer dit met die mense wat naby jou is. Spandeer dit saam met familie, spandeer dit saam met goeie vriende. Ek wil dit nou nie 'n downer maak nie, maar weet jy, mens weet nie hoe lank jy het op hierdie aarde nie. En vandag moet juis wees, weet jy wat, spandeer dit met hulle. Sê vir elkeen van hulle, weet jy wat, ek is lief vir jou, ek waardeer jou. Want 'n mens weet nooit wanneer dit te laat is om dit te doen nie. So, hoor die klokke vandag lui in jou lewe. Hoor wat God vir jou probeer sê. So gaan uit en maak dit werklik 'n Christusfees. Herdenk hom. En nie net met eet en miskien lekker musiek nie, maar weet jy wat, ek sal sê, gryp miskien 'n Bybel, lees miskien so versie of 2 saam, bid saam. Dit is nogal iets wat God ook van ons vereis, so weet jy, om saam te bid. Want die woord sê self ook, waar 2 of meer in sy naam vergader, daar sal ek wees. En nie net waar 2 of meer in dieselfde gebou sit nie. Werklik in sy naam vergader. So hy wil hê, ons moet saam, as familie, as naaste vriende, moet ons saam bid, saam Bybel lees, saam op die woord mediteer, en net werklik herdenk waaroor Christus gaan. Moenie laat die liggies en al die advertensies en die specials vir jou Kersfees wegneem van wat dit werklik voor is nie. Onthou altyd waarvoor dit is. Ons herdenk God se liefde, en daardie selfde liefde moet ons vir mekaar ook wys. Daardie selfde gesindheid wat God gehad het om te sê, weet jy wat, ek gaan my seun vir jou stuur. Ek wil hê jy moet verlos word. Ek wil hê jy moet 'n ewige lewe hê. Hier, neem my seun. Laat hy julle lei, laat hy julle verlos. So moet ons daar buite ook gaan en vir mense sê, weet jy wat, God het jou lief. God wil jou verlos van alles wat in jou lewe is. God wil jou help. Ons sluit die oë. Goeie Here, baie dankie dat ons in hierdie tyd net weer kan herdenk wat U vir ons gedoen het. Dat U, God die Vader, U Seun gestuur het om in 'n krib gebore te word, om op aarde te dwaal en ons te leer oor U koninkryk, en op die ouend aan 'n kruis te sterf vir ons, Here. Wat groter geskenk kan ons voorvra as dit, Here? Maar Here, laat dit nie net by U stop nie. Laat ons dit weer terugdoen aan ander mense. Laat ons vir hulle die geskenk van die gospel, die goeie nuus daar buite vat. Laat ons dit kan uitdra en sê, vandag was daar 'n kind gebore. Vandag was daar 'n kind gegee. Jy hoef nie in die duisternis te loop nie, jy's verlos.
deur God die Seun wat sy lewe vir ons gegee het. Maak ons die lig daar buite. Laat ons soos kersse daar buite in die duisternis mekaar aan die brand steek weer. Laat ons mekaar se lampe net weer laat gloei van u liefde, van u genade, van die goeie nuus, van u vreugde en blydskap en vrede. Ons bid dit in u naam ontwil. Amen.